Goeiemôre. Soos gewoonlik altyd vir my 'n wonderlike voorreg om op 'n Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 18 April 2026 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra. En uiteraard praat ek eers met myself. Verkondig jy en ek ook die goeie nuus? Jy sien, mense het so 'n mispersepsie oor hul verantwoordelikheid teenoor God se woord. Ek bedoel Matteus 28:19 is baie duidelik. Gaan maak disippels van alle nasies, doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om te onderhou dit wat ek julle beveel het. Net so Markus 16:15. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Jy sien, liewe mens, daardie twee teksverse staan in elkeen van ons se Bybels. Inteendeel, dit is presies wat Jesus self gedoen het. As ons net lees Matteus 4:23. Matteus 4:23 waar daar staan dat Jesus het self in die sinagoges in Galilea rondgegaan en die evangelie van sy koninkryk verkondig. Wat maak dat jy en ek dink, ons het nie nodig om ook sy woord te verkondig nie? Met ander woorde, ek en jy moet 'n ligstraal vir die koning van alle konings daar buitekant wees. Ons moet vir hom 'n lig wees, ons moet sy gesandte wees, sodat ons by implikasie, by wyse van voorbeeld, 'n lig vir hom daar buitekant kan wees in hierdie donker stikkende wêreld waarin ons tans leef. En ek wil nie negatief wees daaromtrent nie, maar ek het nie nodig om vir jou te vertel dat dit nie elke dag maanskyn en rose is nie. Maar ek wil jou graag na 'n baie spesifieke teksvers verwys of 'n persoon verwys, profeet Jeremia. As ons maar gaan kyk wat sê Jeremia 1 vers 5 en verder, waar hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. En dan sê hy, ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. En in navolging daarvan sê Jeremia vir die Here, ek kan nie praat nie in vers 6, want ek is jonk. En kyk net, wat sê die Here vir hom in vers 7? Moenie sê ek is jonk nie, want ek het jou ook al, wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. En in vers 9, toe het die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeroer, en die Here het my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Nou ek weet, dit was nou lang terug in die Ou Testament, maar dan wil ek jou graag verwys na Lukas 12 vers 12, in die Nuwe Testament, waar hy sê, in daardie uur, sal die Heilige Gees jou lei sê wat om te spreek. Ek en jy kan nie die verskoning opdiep en sê, ja, maar ek kan nie praat nie, of ek weet nie wat om te sê nie. Lukas 12:12 is baie duidelik, in die oomblik, in daardie uur, sal hy vir jou sê, of jou leer, wat om te spreek. Ek en jy het geen verskoning, liewe mens. Ek en jy is veronderstel om ook daardie goeie nuus van ons koning, soos dit opgeteken is in die onfeilbare woord van God, te gaan verkondig, te gaan versprei. Dit bly jou en my opdrag. Dis 'n opdrag wat ons het. En die vraag is net, wat maak ons met daardie waarheid, soos dit opgeteken is in God se woord? Liewe mens, jy en ek kan. Niemand sê jy en ek moet 'n pastoor wees, ek en jy moet 'n dominee wees, om sy woord te verkondig nie. Alles behalwe. Ons kan net by wyse van voorbeeld vereen, as ons dan nou nie wil praat nie, maar ons moet die woord van God gaan uitdra daar buitekant. En jy en ek kan
Dit bly net jou en my persoonlike keuse. Liewe mense, ek wil jou bemoedig, kom ons gaan leef die woord. Lukas 6:46, waarom noem julle my Here, Here en julle doen nie wat ek sê nie? Kom ek en jy gaan leef, kom ons gaan doen dit wat in die woord van God staan. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.